Goeiemôre geliefdes, kom ons staan en dan sing ons die Onse Vader. Ek is die Alfa en Omega, die begin en die einde, sê die Here wat is en wat was en wat kom, die Almagtige. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en Jesus Christus ons Here, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Gemeente, kom ons sing Psalm 98. Ons sing daar die eerste en die tweede vers tot eer van die Here. Say
Geliefdes, na die wet dan sing ons gesang 288 vers 2 en 4 en dan na die geloofsbelijdenis die 5de vers. Kom ons luister eers na die wet van die Here, soos dit vir ons hier opgeteken staan in Eksodus 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag, van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende, van die wat my liefhet, en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, want die Here sal een wat sy naam uitelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbeid en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Geliefdes, Jesus Christus is ons enigste verlosser en saligmaker. Ons glo dit en ons bely dit. En die Heilige Gees wat kom en gedurig ons hieraan herinner, aan hierdie verlossing. Dan hoor ons so in die verband daar uit Hebreërs 12 vers 2. Die oog gefestig op Jesus, die leidsman en voleinder van die geloof, wat vir die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdra, die skande verag het.
Dis hierdie Jesus Christus wat ek en jy volg. Die Heilige Gees wat ons dring om op hom te fokus. Met hierdie waarheid, kom ons spreek die 12 artikels in die hart. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Geliefdes, ons luister vanmôre na die woord van die Here uit die Nuwe Testament, Hebreërs 12. Ons gaan daar lees van vers 1 tot en met vers 15. Kom ons bid eers saam. Here God, aan U al die eer en die aanbidding. Hoe wonderlike voorreg om as gemeente saam te kom, U saam te aanbid, saam na U woord te luister, saam te kom sing en lof aan U te bring. Ag Here, en ons besef ons lof is maar skraal, want U gee vir ons so baie. Ja, Here, meer as wat ons verdien. Op hierdie Sondag waar ons weer die opstanding van ons Here Jesus Christus vier, sy oorwinning wat ook ons oorwinning is. Dan, Here, moet ons bely vanmôre dat ons baie keer, ons moet erken dat ons baie keer maar leef soos verloorders. Dat mense nie regtig die oorwinning van Christus in ons lewe sien nie. Nie dit in ons woorde, in ons dade opmerk nie. Daarom bid ons, o Heilige Gees, dat U hierdie wonderlike redding wat ons Here Jesus Christus vir ons bewerk het, stewig in ons harte sal vasmaak. Dit sterker en sterker in ons lewens sal dat figureer. Sodat mense ook sy oorwinning in ons lewe kan sien en hoor. Here, ons dra elkeen vanmôre nie op, U ken elkeen se behoeftes. U weet waar daar hartseer is, waar daar moedeloosheid is, waar daar twyfel en onsekerheid is. Ons leef in 'n wêreld vol van hierdie dinge.
Maar dankie dat U deur die Gees vir ons, deur die woord en Gees vir ons ook versterk in die geloof. Dat U vir ons deur hierdie beproewings ook help en krag gee. Soos ons ook vanmôre hier by mekaar is, dan weet ons, Here, dat U op so 'n manier ook na ons toe kom. En so deur die woord en Gees ook so in ons harte kom vanmôre. Gee dat hierdie woord nie vir ons ongeraak sal laat nie, maar dat ons hier sal uitgaan en sal leef wat ons ook hier hoor. Wees U ons sondaars asseblief genadig, ons smeek dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Geliefdes, Hebreërs 12, ons lees daar van vers 1. Daarom dan, terwyl ons so 'n groot wolk van getuies rondom ons het, laat ons ook elke las af lê en die sonde wat ons so maklik omring en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê. Die oog gefestig op Jesus, die leidsman en volëinder van die geloof, wat vir die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdraai het, die skande verag het, en aan die regterkant van die troon van God gaan sit het. Want julle moet ag gee op hom wat so teespraak van die sondaars teen hom verdraai het, sodat julle in jul siele nie vermoeid word en verslap nie. Julle het nog nie ten bloede toe weerstand gebied in julle stryd teen die sonde nie. En julle het die vermaaning heeltemal vergeet wat tot julle as seun spreek. My seun, ag die tugtiging van die Here nie gering nie, en beswyk nie as jy deur hom bestraf word nie. Want die Here tugtig hom wat hy liefhet, en hy kastei elke seun wat hy aanneem. As julle die tugtiging verdra, behandel God julle as seuns, want watter seun is daar wat die Vader nie tugtig nie? Maar as julle sonder tugtiging is, wat almal deelagtig geword het, dan is julle onegte kinders en nie seuns. Verder, ons het ons vaders na die vlees as kastyders gehad, en ons het vir hulle ontzag gehad. Moet ons nie veel meer aan die Vader van die Gees onderworpe wees en lewe nie? Want hulle het ons wel 'n kort tydjie na hulle beste wete getugtig, maar hy het tot ons bes wil, sodat ons sy heiligheid kan deelagtig word. Nou lyk elke tugtiging of dit op die oomblik nie 'n saak van blydskap is nie, maar van droefheid. Later lewer dit egter 'n vredevolle vrug van geregtigheid vir die wat daardeur geoefen is. Daarom rig die slap hande en die verlamde knieë weer op, en maak reguit paaie vir julle voete, sodat wat krepeel is nie uit lid raak nie, maar liewer gesond gemaak word. Jag die vrede daar met almal, en die heiligmaking waar sonder niemand die Here sal sien nie. En pas op, dat niemand in die genade van God veragter nie, dat geen wortel van bitterheid opskiet en onrus verwek, en baie hierdeur besoedel word nie. Kom ons lees net tot daar. Ons gaan vanmôre klem lê daarop die eerste vers. Daarom dan, terwyl ons so 'n groot wolk van getuies rondom ons het, laat ons ook elke las af lê en die sonde wat ons so maklik omring, en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê. Geliefdes, die beeld wat ons hier in die geestesoog kry, is die van atlete wat besig is met 'n wedloop. Dit kan nou byvoorbeeld 'n baanbyeenkoms wees of
ook 'n langer wedloop, soos 'n marathon. En een ding wat ons hier lees, hierdie atlete wat besig is hier op die baan, hulle hardloop onder die toejuiging en die aanmoediging van die skare hier rondom hulle. Nou stel 'n mens jou voor, en jy het dit al baie sekerlik gesien op TV ensovoorts. Met die marathon, die langer afstand, dan staan die mense so plek langs die roete. Tot daar waar die atlete uiteindelik daar by die paviljoen uitkom, en daar wag die skare, 'n groot skare, hulle met toejuiging in. Elke atleet wat op daardie baan is, se doelwit is om die wedloop te voltooi. Elke atleet wil daar by die wenstreep aankom om daar die wenprys, die laurierkrans te verkry. En hierdie skare staan, hulle moedig aan. Dis asof hierdie mense 'n laaste krag kry om oor hierdie wenstreep te kan kom. Mense sien tog, as jy so na die Comrades Marathon kyk, is baie keer dramaties, né? Daar die laaste tree, mense wil saam huil as ware as jy sien mense wat so moeg gedaan is dat hulle as ware daar die laaste paar tree na die wenstreep toe kruip. En baie keer daardie kameraderie wat dring hierdie mense, hulle is kamerate in hierdie marathon, en dit dring hulle om mekaar oor hierdie eindstreep selfs te help, te ondersteun. Maar een ding is verseker, dit help nie om 'n meter, 'n paar tree, of selfs, mens kan so ver gaan om te sê, dit help nie om 'n millimeter voor daardie wenstreep op te hou. Jy moet oor die wenstreep kom. Jy moet die wedloop voltooi, anders sal jy nie 'n medalje ontvang of erkenning ontvang dat jy hierdie wedloop wel voltooi het nie. En ander eienskappe wat ons van hierdie atlete sien, ons sien dit in vandag se tyd ook, die atlete dra nie groot en swaar klere nie, hulle hardloop tog nie daarmee nie, en dis logies. Dit kan baie keer so ongemaklik wees en dit maak jou moeg. Jy mag eintlik niks ekstra dra wat dit vir jou swaarder maak nie. Want hierdie wedloop wat so lank is of vinnig dan ook nou is as dit 'n korter distansie is, dis uitputtend. So daar mag geen onnodige laste en struikelblokke wees wat my taak verder bemoeilik. Nou die Hebreërs skrywer, en ons weet dit, praat hier van die geloofswedloop waarin elkeen van ons is. Hier op aarde is ons op hierdie geloofspad as kinders van die Here. Ons geboorte is ons wegspringpunt, en dan eindig ons by die dood daar by die wenstreep, die eindstreep. En dan natuurlik ons voorgangers in die geloof, as mense eentjie aan daar in Hebreërs 13 lees, dan word veral na hulle verwys, hierdie voorgangers van ons, vers 7. Hulle wat aan ons die woord verkondig het. Die Bybelskrywers, die profete in die Bybel. Daar in Hebreërs 11 lees 'n mens van daardie klomp geloofshelde. Hulle het reeds hierdie geloofswedloop voltooi. En daarom is, as hy praat daar in die eerste vers van die wolk van getuies rondom ons, is dit hierdie mense. Dis hulle wat vir ons tot aanmoediging is en tot toejuiging in hierdie uitdagende wedloop waarmee ek en jy tans besig is. Ook natuurlik help ons mekaar as ons op in hierdie geloofswedloop is. Ons is geloofsgenote, ons is medegelowiges. Ons ondersteun mekaar. Ons dra mekaar se laste, en op hierdie geloofspad vermaan ons mekaar, ook natuurlik in liefde, maar spoor mekaar aan.
Maar ons doen dit nie in eie krag nie. Ons besef dit. Die Heilige Gees is ons kragbron in hierdie wedloop. Hy help ons. Ons kan sê, hy help ons om mekaar te kan help. En hy dring vir my en jou. En daarom, my broer en suster, is ek en jy so vasbeslote om daar by die eindstreep te kom, om die eindstreep te haal. Baie belangrik, soos ek net nou gesê het, en ons moet dit in gedagte hou, ek kan nie met 'n klomp bagasie saam hardloop, hier op my rug, of waar ook al aan my hardloop, wat my verder bemoei en belas. Dis waar ons kom by hierdie gedeelte in vers 1. Ons moet elke las aflê en die sonde wat ons so maklik omring. En nou kan jy saam met my vanmôre gaan sit. Ek kan nou maar enkeles noem, daar is in u gedagtes baie, daar kan baie laste wees op hierdie lewenspad. As ek praat van ons lewenspad, dan is dit tog vir die gelowige 'n geloofspad. Daar's baie laste. Ons dink maar aan 'n paar, soos bekommernis. Ek kan my die heeltyd bekommer. Baie mense in ons dag is so klein gelowig, met al die swaar omstandighede wat ons beleef, hulle is so klein gelowig. Dan kry jy nog mense wat 'n bitterheid in die hart het, daar so onvergewensgesindheid in die hart. Iemand het hulle iets aangedoen, maar hulle kan hom nie vergewe nie. Ek dra daar die wrok saam met my. Hierdie pad wat ek stap, dra ek hierdie wrok. En dan is daar nog die onvergenoegdheid. Ek dink jy hoor so baie in die lewe om dalk is jy selfskuldig, onvergenoegdheid. Mense wat so baie kan kla, wat oor alles ontevrede is, hulle is nooit tevrede nie. 'n ander las kan wees my hartvogtigheid. Ek is altyd hardgebak. Stroom op. Ek kan 'n gebrek aan selfbeheersing hê. Dis 'n las. Ek kan liefdeloos wees, liefdeloosheid. Hoe sien ons dit nie in ons dag, hoe liefdeloos mense kan wees? Ag, en jy kry iemand wat maar altyd, hy's kwaad. Maak nie saak wat nie, as jy hom groet, of as hy rondom jou is, hy's maar altyd kwaad. Negativiteit, dit kan 'n probleem wees, 'n las. Dan kry jy mense wat, hulle hele lewe is eintlik maar 'n leuen. Hy kom weg met leuns en dan gaan hy maar aan, en dis sy manier van lewe nou na. Oneerlikheid. Harteloosheid wat maar skakel by liefdeloosheid. Ag, en so, soos ek net nou gesê het, jy kan nog baie ander gaan opnoem vanmôre. En baie keer wil ons nie van die sondes ontslaa raak nie. Kom ons wees nou maar eerlik vanmôre. Het raak 'n gewoonte. En hierdie gewoonte word 'n lewenswyse. Ek is nie bereid om hierdie sonde af te lê nie, en die dominee en wie ook al kan dan praat daaroor, maar ek wil amper sê, dis so iets soos, dis my sonde. En ek sal daarmee doen wat ek wil en wanneer ek wil. Ek wil dit nie af lê nie. Dit word 'n las. Dit word 'n las op hierdie geloofspad wat ons moet stap. En hierdie las raak hoe verder 'n groter en groter vrag. Hoe langer hoe meer treiter dit my. Dit dreineer my kragte. Dreineer dit so dat ek naderhand heeltemal moedeloos raak, moed verloor en sommer ophou op hierdie geloofspad. Ek wil aftrek. Ons moet ons bekommernisse vir die Here gee. Baie keer dra ons hierdie bekommernisse en ons kan nie ontslaa raak. As ons gaan lees daar uit 1 Petrus 5 vers 7, baie duidelik, werp al julle bekommernisse op hom, want hy sorg vir julle.
'n Paulus wat kom daar in Filippense 4 vers 6, hy sê, wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. En as ons eerlik is vanmôre, en baie van ons kan dit getuig, ons verknies ons baie keer so oor ons probleme, oor sake, dat dit vir ons eintlik so geweldige las raak. Dit put my uit. Dit put my absoluut uit op hierdie geloofspad wat ek stap. En daarom my broer en suster, soos die woord van God vir ons leer, hierdie sondes wat ons so wil troetel, moet ons gaan erken en ons moet ons skuld bely voor die Here, om berou daaroor te hê en te glo dat dit in Jesus Christus vergewe is. En dan as ons dit in opregtheid, as ons dit in eerlikheid gedoen het, dan moet ons hierdie ding agter ons sit. So baie mense waarmee ek praat, sukkel hiermee. Hulle het nog steeds daardie skuldgevoelens. Hulle het hulle sondes vir die Here gevat, maar nou het hulle nog steeds, hulle klou nog daaraan. Jy moet dit agter jou sit. Jy moet aanbeweeg, jy moet vorentoe beweeg, jy moet eindstreep toe. 'n Las wat werklik 'n uitmergelende las kan word, my broer en suster, is om jouself nie te vergewe. Daarom ons voorgangers in die geloof, wat vir ons tot soveel aanmoediging is, hulle het tog vir ons geleer, as jy mooi dink aan die ouers of wie ook al voorheen wat al gesterf het moontlik. Hulle het ons geleer om te bid. Daarom hierdie uitputtende geloofswedloop vra van my en jou volhardende gebed. Gebed tot die Here. Dan vind mense uit dat gebed tot soveel krag en aansporing is in hierdie wedloop. As ons gaan kyk na Jesus Christus, dan is hy vir ons 'n voorbeeld daarin van voortdurende gebed tot die Vader. Altyd het hy gebid tot die Vader. Hy maak nie 'n maklike wedloop wat hy gehad het nie. Hy moes stap. En hy moes hierdie swaar wedloop moes hy voltooi. Hoe dink ons nie aan daardie besonder in sy gebed daar in Getsemane, sy gebed aan die kruis. En Jesus Christus staan bo al hierdie geloofshelde waarvan ons praat, ons voorgangers in die geloof. Hy staan uit bo hulle almal. Want my broer en suster, ons moet onthou, ook hierdie voorgangers van ons het foute gehad, hulle het sondes gehad. Christus, ware God, die sondelose. Alleen maar hy is die volmaakte navolgingswaardige. Hy is, soos vers 2 sê, die volmaakte leidsman en volleinder van die geloof, wat die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdra het, die skande verag het, en aan die regterkant van die troon van God gaan sit het. Daarom, my broer en suster, moet ons oog altyd gefestig wees op Jesus Christus. Jesus Christus is ons eintlike aanspoorder, hy is ons redder, hy is ons alfa en omega. En ons doel is die eindstreep, die wenstreep. Want Jesus Christus wag daar vir my en jou met die wenprys, kan ons sê. En 'n prys nie wat ek en jy verkry het en wat ons verdien het nie, wat hy vir ons verkry het, wat hy behaal het. Dis hy wat die skande aan die kruis verdra het, die skande van die graf het hy verdra, maar hy het dit oorwin. Hy het dit oorwin, sodat ek en jy oorwinnaars kan wees.
Daarom soos ons vanmôre hier sit, kan ons getuig, uit alle oorde kan dit kom, dat hierdie wedloop, jy kan vanmôre sê, Dominee, hierdie wedloop is nie maklik nie. Jy praat ook maklik. Hierdie wedloop is taai, dis hard. Maar die beloning is heerlik. Die hemelse heerlikheid wat al hierdie swaar oortref van hierdie geloofspad. Ja, ons ervaar baie beproewings. Ons word deur die Here getuigtig. Baie duidelik staan dit vanmôre hier, die tuigtiging deur die Here. Vers 5 tot 11, kan jy daarvan gaan lees weer. Maar dit louter vir my en jou. Die prys wat Christus vir ons verdien het, oortref by verre al hierdie swaar en verdruk. Wonderlik beskryf Paulus nie daar in 2 Korintiërs 4 vers 17 vergelyk hy hierdie swaar van die aardse teenoor die hemelse heerlikheid. Hy sê hierdie aardse lewe met sy swaar, hy beskryf dit as 'n ligte verdrukking wat vir 'n oomblik is. Hoor jy dit? In vergeleke met, soos hy dit sê, die alles oortreffende ewige gewig van heerlikheid wat ek en jy beerwe. Daarom my broer en suster, geliefdes in die Here Jesus, ons durf nie soos daar geskrywe staan in vers 3, ons kan nie toelaat dat ons siele vermoeid word en verslap. Ons moet volhard. Ons durf nie opgee nie. En hier kom die vermaanende aansporing tot elke gelowige, vers 12. Daarom rig die slap hande en die verlamde knieë weer op. Die doel, die wenstreep. Ons fokus Jesus Christus. Ek wil afsluit met 'n paar vrae. As ons dan vanmôre sê, fokus op Jesus Christus, op hierdie geloofspad wat ek en jy aandurf, dan vra ek jou vanmôre, waar lê jou fokus werklik in hierdie ou lewe? Waar lê dit? En jy moet eerlik wees. Is dit maar net op die materiële, die aardse ou goedjies? Die goedjies wat deur mot en roes verniel word, wat tot niet gaan. As jy jou fokus net daarop sit, my broer en suster, wil ek vanmôre vir jou sê, jy's die ellendigste mens wat daar is. Is Christus. Is Jesus Christus nog werklik jou heel belangrikste fokuspunt van jou lewe? Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons weet dat ons nie hierdie geloofspad alleen aandurf. Ja, daar is ons voorgangers wat so in ons gedagtes en harte is. Hulle wat vir ons eintlik so in die geestesoog ook tot toejuiging en aanmoediging is. En ons wat mekaar aanmoedig en aanspoor, dankie daarvoor. Maar die heel belangrikste, U, wat vir ons die krag gee. U Here wat vir ons die moed gee. Daarom gee Here dat ons oog altyd gefestig sal wees op ons Here Jesus Christus. Dit wat hy vir ons gedoen het, dit wat hy vir ons verkry het daar aan die kruis op Golgotha. Dankie dat ons eintlik besig is, al is dit swaar, besig is met 'n triomftog. Want dit is 'n oorwinningstog. Dankie daarvoor. Help vir ons, dring ons deur die Gees. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Gesang
308 vertel ons waar ons fokus moet wees. Rig omhoog jou hart op Christus, wat ons Heer en Heiland is. Rig jou denke ook op Christus, wat ons wyse leidsman is. Want wat ons op aarde sien, is daar min wat lof verdien. Wil ons waarlik lief hê lewe, rig die oog op hom verhewe. Kom ons sing Gesang 308, ons sing daar die eerste en die tweede vers tot eer van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees, bly met u almal. Amen.